vir my en vir jou om daai rebel te verstaan, is dit natuurlik belangrik dat ons self emosioneel onafhanklik ontwikkel het in ons karakter. Emosioneel onafhanklik beteken, ek kan op die kantlyn staan en ek kan luister na die konflik wat die rebel veroorsaak, na die groter prentjie gaan luister en nie die reg en die verkeerd nie, om te probeer uitmaak waar kom die probleem vandaan. Want die probleem kom duidelik van sy fondasie af. Nou as ek dit verstaan, kan ek dit vir hom help meer in perspektief sit. Dis die gesprekke wat ek en jy het. Ek probeer vir jou ietsie meer in perspektief sit. Sou jy dit wil hê in jou lewe? Sou dit vir jou sin maak? Is jy dalk op 'n plek wat jy dit nodig het? En as jy dit nie nodig het nie, asseblief, ek vra weer, help my en versprei die boodskap so vinnig as moontlik na die toe wat dit graag wil hê. Daar's een persoon wat my jare van rebellie radikaal omgedraai het. En daai persoon was die perfekte beeld van 'n emosioneel onafhanklike leier. En daai persoon se naam is Jesus Christus. Toe ek in hierdie wêreld van my beweeg het, waar rebellie nou maar eintlik my fondasie was, en hoe meer ek probeer het om my behoefte na behoort en rebellie te vervul, hoe verder het ek eintlik wegbeweeg van myself af. Hoe minder het ek verstaan eintlik wat is my doel, hoekom ek geroep is op hierdie aarde. En in hierdie proses het ek 'n klomp stories gehoor van wie God is. Ek is met tye in my lewe, as ek so bietjie onder die byl gesit van die Bybel. Jy weet, daar waar jy met die versie so bietjie pak slaag gegee word, en dan verstaan jou brein in elke geval nog nie wat gaan aan nie. En daar was 'n tyd in my lewe waar ek die genade van God begin raak sien het. Daar waar ek minderwaardig en eensaam gevoel het ek begin agterkom, maar God staan nog steeds agter my. Hy veroordeel my nie vir wie ek is nie. Hy stem nie saam met wat ek doen nie, maar hy veroordeel my nie vir wie ek is nie. En toe het ek begin stadig maar seker 'n pad begin stap, en dit is ook maar 'n voel pad gewees. En toe ontdek ek die leierskap van Jesus Christus, emosioneel onafhanklik in die kruistog. En wat was hierdie kruistogpad wat Jesus gestap het? Die kruistogpad wat Jesus gestap het was, hy kon homself emosioneel onafhanklik hou van dit wat mense aan hom gedoen het. Hy het na die aarde toe gekom met een doel voor oë, en dis om my en jou vry te maak sodat ons die ewige lewe kan beerwe. Hy het gekom om vir ons sondes te kom betaal. En toe gebeur 'n interessante ding. Hulle kla hom aan, hierdie Jesus. En toe hulle hom aankla, hierdie Jesus, toe vernietig hulle hom liggaamlik. Hulle slaan hom uitmekaar uit. Hulle spoeg op hom. Hulle maak grappe van hom. Hulle druk 'n kroon op sy kop. Hulle verniel hom. Hulle slaan hom aan 'n kruis. En hy gaan sterf vir die wat dit gedoen het. Dis 'n man op 'n perd. Dis 'n man op 'n perd. Jy sien die prototipe in jou huwelik, vra ek, is jy bereid om geslaan te word? Is jy bereid om verniel te word, sodat jou huweliksmaat die vrymaking van Christus kan ervaar? Waarvan ek nie praat nie. Ek praat hier van absorbeer en absorbeer en absorbeer, en wantroue wat jou al hoe meer in minderwaardigheid sit en emosioneel eensaam laat. En dis nie waarvan ek praat nie. Ek praat uit 'n liefde vir jouself.
om so vas te glo, soos wat Christus geglo het, hy's hier om 'n sekere doel te verrig. En ek gee nie om wat julle aan my doen nie, ek gaan die eindresultaat bereik. As daai kind jou met woorde slaan, as daai kind jou verneder, nadat jy soveel in hierdie kind ingesit het, na die beste van jou vermoë, wat nie noodwendig die beste is nie, maar die beste wat jy kon, kan jy emosioneel onafhanklik bly in jou leierskap. Dit nie verpersoonlik nie. Op 'n plek kom waar jy leiding neem en vir hierdie persoon leer, hierdie kind leer die foute wat jy gemaak het, hoe om dit te herstel. Die voorbeeld wat Jesus gestel het, was 'n uitsonderlike voorbeeld van iemand wat kan stabiel bly. En dis wat my aandag getrek het. Daarby sê ek nie dat enige persoon wat na hierdie inligting luister, is noodwendig oortuig van die geloof in Jesus Christus. Wat ek jou wil sê is, na my omswerwinge van pyn en seer, het ek die werklike Christus ontdek. En ek wil weer herhaal, die werklike Christus. Ek gaan nou vir jou in ons volgende leierskapstyl, volgende gesprek, gaan ek vir jou vertel wat is die onwerklike Christusbeeld wat verkondig word. Dat jy kan onderskeid tref. Dis die goedheid van God, dis die guns van God, die feit dat God bereid was, Jesus bereid was, om vir my aan 'n kruis te gaan sterf, terwyl ek die een is, wat vloek, skree, beklei, kroon op sy kop gedruk het, grappe gemaak het, vuil grappe vertel het. Hy het my geleer wat is 'n liefde vir myself. Wat is 'n onvoorwaardelike liefde vir myself? Sodat die eksterne wêreld se opinies en kritiek nie verpersoonlik word in my lewe nie. Dat ek my behoefte na behoort steeds kan vervul, ongeag van wat mense sê en wat mense dink. Want as een ding wat ek en jy beide sal verstaan, as jy al ooit in 'n gesinsverband vas was, as jy ooit in 'n familieverband 'n verhouding gebou het, dis soms die mense wat die hardste kan slaan met woorde. En dan moet ek en jy emosioneel onafhanklik kan opereer daarin. Ons moet ons kruis opneem en ons moet ons kruis begin dra tot die vryheid van daai persone. Dis 'n man op 'n perd.